wanneer verloor ons geduld? Wanneer ons teleurgesteld voel? Wanneer ons voel ons is nie goed nie, of ons kry dit nie reg nie, jy sukkel met die elektrisiteit, of jy sukkel met die boor, of jy sukkel met die vrou wat nie die was gedoen nie, en so sukkel jy en daaraan dan verloor jy nou jou geduld rondom dit, of kinders wat nie luister nie, en so word ons beproef. 'n neerlag, ook baie keer is wanneer jy in iets verloor het, dan raak jy ongeduldig, en dit is wat ons nie moet doen nie, dit is wanneer daardie geduld dan moet triomfeer. Want wanneer ons deur 'n nederlaag gaan, of wanneer ons deur 'n teleurstelling gaan, moet ons weer eens ons vertroue op God plaas, en nie op onsself as mens nie. En baie keer doen ons nie. Die woord word algemeen gebruik met die verwysing na mense eerder as dinge of gebeurtenis. Dis nie 'n gebeurtenis wat jou ongeduldig maak nie. Dis jy as mens. Jy het die keuse. Ek dink dit is soos enigiets in die lewe. Ek het die keuse om my geduld te verloor of om meerig te raak as ek die ding nie reg kry nie. Of so gewoonlik sê my vrou, gaan net 'n bietjie buite, gaan sit net daar. Ek wens sy wil dit toepas wanneer ek my ongeduld verloor en sê, gaan vang net vir 'n weekvis, jy weet. Dan jy sien hoe geduldig ek is, hoor. Ja, nee, kyk, ons was nou die dag baie geduldig al langs die dam met die vis wat nie wil byt. Nee joh, Hendrik, kom ons praat nie oor daai onderwerp nie. Dit is ook, en ek wil oor hierdie een gesels wat vir my uitstaan. Dit is die gawe van die man wat hom op sy vyand kon wreek, maar hy het dit nie gedoen nie. En die mooiste voorbeeld hiervan is in die Nuwe Testament. En dit word gebruik vir God se gesindheid teenoor ons as mens. Weet jy, geduld, en dis hoekom dit een van die gawes of een van die vrug van die Gees is geduld. Want God is die sprekende en die lewende voorbeeld van geduld. Absoluut. Hoe lank moet hy nog geduldig wees met die mensdom? Ja, nee, dit is so, en dis iets aan wat ek ook gedink het van geduld, en wat dit God se karakter is, en as jy moet teruggaan, soos pastoor nou sê, nie gaan dink toe God die Israeliete uit Egipte uitgelei het, wat hulle daai 40 jaar in die woestyn was. Ek dink God het baie geduld gehad met daai mense. Ja, Henry, maar nou moet jy net na Bybel aspekte verwys nie. Kom ons gesels oor die tydperk waarin ek en jy is, né? Ja. As ons sien wat in die wêreld aangaan, dan wonder ek so by myself, wanneer gaan God se geduld opraak met ons? Wanneer gaan hy nou die streepie trek en sê tot hier toe en nie verder nie? Ja, nee, absoluut nie.